Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat dit met een en elkeen van u goed gaan, dat u 'n goeie nag se rus gehad het en dat u vanmôre vars verkoop en nuut opgestaan het. Dis 'n nuwe dag, is 'n nuwe week en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here, dat die Here vir ons in hierdie week sal gebruik om dan ook lig vir hierdie wêreld te wees, sout vir hierdie aarde en dat ons ook so eer sal bring op die naam van ons koning, ons verlosser, ons heiland en ons Heer. Nou vriende, ons is besig met hierdie Pinksterreeks. Ek het vir u gesê Sondagoggend toe ons begin het daar by ons gemeente met Pinkster 2025 vir u gesê dis belangrik om na hierdie datum op die kalender te kyk. Dit is een van die belangrike datums op 'n Christelike kalender. Naas die Paasfees is hierdie seker een van die wonderlikste gebeurtenisse wat ons kan vier, naamlik die uitstorting van die Heilige Gees. En het ek vir u gister gesê by ons erediens dat die Heilige Gees se hooffokus sal wees om die Here Jesus te verheerlik. Johannes 16 vers 14 sê vir ons dat as die Heilige Gees kom, sal hy Jesus verheerlik. Ek het vir u gesê is baie belangrik dat ons nie nou sal dink ons leef in die tyd van die Heilige Gees en dat Jesus amper uitgedateer is, soos een van die predikers gesê het nie. Maar dat ons juis lewe in die tyd waar die Heilige Gees Jesus sal verhoog, soos Jesus toe op die aarde was, sy Vader in die hemel verhoog en verheerlik het. Ek het vir u ook gesê dat die Heilige Gees ons dan ook sal leer alles wat Christus geleer het. En wat het Christus ons geleer? Vriende, kom ons lees die Bybel. Deur die Heilige Gees is hierdie waarheid geïnspireer. En die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees sal ons herinner aan alles wat Jesus geleer het. Daarom het ons nie nuwe openbaringe nodig nie. Ons het nie sogenaamde nuwe profete of apostels nodig nie. Ons het God se woord geïnspireer deur sy Heilige Gees en daarom herinner die Heilige Gees ons aan alles wat Jesus gesê het. Dit beteken nie net dat Jesus se geskrifte geïnspireer is nie, maar dat die hele skrif volgens 2 Timoteus 3 vers 16 deur die Heilige Gees geïnspireer is. En vriende, ons het genoeg inligting om God die Vader, Seun en Heilige Gees beter te leer ken deur die blaaie van die Bybel. Nou kom ons vanmôre by die gedagte uit van wat die Heilige Gees dan nog sal doen. Ek het vir u gesê Johannes 14 tot 16 gee ons 'n redelike breedvoerige gedagte van die Heilige Gees en sy werkinge, sy koms en wat hy ook sal doen. Ek het vir u gesê dat die Heilige Gees ons ook sal oortuig dan van sonde, geregtigheid en oordeel. Nou vriende, baie belangrik. As ons sê dat die Heilige Gees Jesus kom verheerlik en dat hy ons alles sal leer wat Jesus geleer het, dan moet ons na die Bybel toe gaan, want u sien, in die blaaie van die Bybel lees ons dat wanneer die Heilige Gees kom, sal hy ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons lees daarvan in Johannes 16 vers 8. As die Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. En vriende, wat beteken dit? Ek gaan dit baie kortliks vir u probeer verduidelik. In die eerste plek oortuig die Heilige Gees ons vanuit die Bybel, vanuit die blaaie van die Bybel, dat ons sondaars is. Wat is 'n sondaar? 'n Sondaar is 'n mens wat gebore is buite God se koninkryk. Ons harte is gebore met sonde. Die Bybel sê vir ons, kyk aan ongeregtigheid is julle gebore en in sonde het julle moeder julle ontvang. Nou wie is almal sondaars gebore? Vriende, nadat Adam en Eva gesondig het, word elke mens in sonde en in ongeregtigheid gebore. Daar is geen mens wat gevrywaar word van die vloek van die sondeval nie. Daarom oortuig die Heilige Gees ons dat ons sondaars is. En dis presies wat gebeur het toe Petrus in Handelinge 2 hierdie boodskap gepreek het. Hy het nie net gepreek dat hierdie mense skuldig was aan die sonde van die dood van Christus en dat hulle saam gewerk het met die owerhede om Christus te kruisig nie, maar dat hulle skuldig staan voor God in elke opsig en dat hulle moet bekeer. En u kan daarvan gaan lees in Handelinge 2, daar vanaf vers 36 en verder. Want die Bybel sê vir ons toe hulle dit hoor, toe hulle Petrus se boodskap hoor, is hulle diep in die hart getref. Hulle het gevra, wat moet ons doen, broeders? En Petrus het gesê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So vriende, is belangrik om te besef dat 'n mens word nie net 'n Christen gebore nie. 'n Mens word in sonde ontvang en gebore. Die Bybel sê die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Romeine 3 vers 10 sê vir ons, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Die Bybel sê hulle almal het afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. So baie belangrik om te sien, die Heilige Gees oortuig dat ons sondaars is, dat ons skuldig staan voor God, dat ons buite God se koninkryk gebore word. Maar die Heilige Gees oortuig ons ook verder, sê die Bybel vir ons, dat hy oortuig ons van geregtigheid. Ek lees vir u vers 8 van hoofstuk 16, Johannes 16:8.
En as hy kom, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid. Nou wat bedoel dit? Vriende, as die Heilige Gees aan die een kant ons oortuig van ons sonde toestand, oortuig die Heilige Gees aan die ander kant deur die blaaie van die Bybel dat ons eie geregtigheid voor God niks beteken nie. Met ander woorde, geen werke wat ons doen kan ooit God se guns oor ons lewens verkry nie. Die Heilige Gees oortuig die verlore sondaar juis dat sy eie geregtigheid niks voor God beteken nie. Kom ek lees vir u wat staan in die Bybel, Jesaja 64 vers 6 en 7. En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. En daar was niemand wat u naam aangeroep het, wat hom beywer het om u naam aan te kleef nie. Want u het u aangesig vir ons verberg, en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede. So wat Jesaja vir die volk probeer sê, en wat die Here vir ons deur die werking van sy Gees wil kom leer vanuit die blaaie van die Bybel, dat al ons goeie werke eintlik maar soos 'n besoedelde kleed is. Dis soos iemand wat dink hy het 'n skoon kleed aan, of hy het 'n skoon hemp of broek aan, en iemand sê vir hom, luister, wat is fout met jou hemp? En hy kyk in die spieël en hy sien, luister, dis vol spikkels of vol koffiemerke, of miskien iets wat hy geëet het. En die Bybel leer vir ons, dis hoe ons voor God lyk. Die meeste van ons dink dat ons eie geregtigheid, ons goeie werke, ons kerklidmaatskap, die feit dat ons gedoop is, die feit dat ons katekisasie deurgemaak het, die feit dat ons kerk bywoon, geld gee, barmhartigheid, sorg doen, dat hierdie goed tog punte sal tel eendag in die ewigheid, dat die Here my in sy hemel sal toelaat. Die Bybel sê nee, absoluut glad nie, nee. Ons beste werke is 'n besoedelde kleed voor God se aangesig. Daarom sê die Bybel vir ons in Romeine 10 vers 3, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. So die Heilige Gees oortuig ons dat ons sondaars is, skuldig voor God. Die Heilige Gees oortuig ons dat ons eie werke nooit voor God geregtigheid sal verkry nie. Ons sal nooit die hemel kan beerwe nie. Ons sal nooit vergifnis van sonde kan verkry deur ons eie geregtigheid nie. Maar die Heilige Gees oortuig ons ook verder dan, baie belangrik, van God se oordeel. Johannes 16 vers 8, as hy kom sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. En luister, die Heilige Gees gebruik die Bybel, die waarheid van God se woord, om ons daarvan te oortuig. Vriende, jy sien die Heilige Gees oortuig ons van oordeel, want jy sien so seker soos die duiwel alreeds onder God se oordeel is, so sal elke sondaar God se oordeel ontvang as hy hom of sy haar nie bekeer tot die Here nie. Jy sien, dit is die groot saak van die Heilige Gees se werk. Is die Heilige Gees kom leer ons is sondaars, ons is skuldig voor God, ons beste werke kan ons nie red nie, en as ons in so 'n toestand sterwe, sal ons God se oordeel ontvang. Ek lees gou vir u wat staan in Johannes 3 vers 17 tot 19 en 36. Nou, ons almal ken vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Maar hoor wat sê vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn of die oordeel van God rus op hom of bly op hom. Vriende, dis waarom die Heilige Gees gekom het, om Jesus te verhoog, om ons uit die Bybel alles te leer wat Jesus ons geleer het, en dan om ons te oortuig van ons eie sondige toestand, dat ons eie goeie werke geen geregtigheid voor God kan behaal nie, en dat ons eendag sy oordeel sal beerwe as ons in so 'n toestand sterwe. En dis die wonderlike werking van die Heilige Gees, is nou lei die Heilige Gees ons na die kruis, na die Here Jesus. Die Bybel leer vir ons, daar is net een, die ewige Seun van God, wat mens kom word het, wat 'n sondelose lewe gelei het, wat God se wet volkome nagekom het, wat 'n eenmalige volmaakte dood gesterf het, wat die graf, die dood en die hel oorwin het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. En die Bybel sê vir ons, dat hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by God die Vader uit, behalwe deur hom nie. My vraag vanmôre aan u is, het u al op daardie punt in u lewe gekom, waar die Heilige Gees die oortuigingswerk in jou siel gedoen het, en jy soos die tollenaar van ouds uitgeroep het, o God, wees my sondaar genadig. Here, ek steun nie op my eie werke nie,
Ek sien my kleed is besoedeld voor U. Here, ek is skuldig voor U, ek is onder U toorn, ek verdien U hel, ek verdien U oordeel. Maar Vader, ek kom roep om genade. Ek kom roep op om genade dat Christus ook my redder sal word. My plaasvervanger, die een wat in my plek die straf gedra het. En dat ek deur die geloof in Christus verlossing, vergifnis en redding sal ontvang, kunskap sal ontvang en dan die ewige lewe. Mag die Here genade gee dat U hierdie kosbare werking van die Gees sal sien. Hy het nie gekom om snaakse manifestasies in die kerk te bring nie, maar om ons te oortuig van ons sonde. Ons te oortuig dat ons geregtigheid voor God niks beteken nie. Hy oortuig ons van die oordeel wat voor ons voorlê, maar ook van die wonderlike genade in Christus, dat daar redding is vir die sondaar, vrymaking, verlossing en die ewige lewe. Mag die Here ons genade gee en wysheid gee om uit die woord hierdie waarheid te sien en dan te roep om genade as ons die Here nog nie ken nie. Vriende, groete vir u, mooi dag verder. Tada.